Welkom by ons verkenning van hoe die makro-omgewing geleenthede vir besighede kan bied. Ons sal delf in verskeie faktore soos politieke, ekonomiese en tegnologiese elemente wat strategiese besluite kan beïnvloed en groei kan dryf. Die politieke omgewing bied geleenthede deur verbruikerswese en nasionalisme. Maatskappye wat by verbruikersregte bewegings aansluit, kan handelsmerklojaliteit verbeter, terwyl nasionalistiese tendense die vraag na plaaslike produkte kan verhoog, wat plaaslike besighede kan bevoordeel. Ekonomiese groei en lae rentekoerse bied beduidende geleenthede. Tydens ekonomiese uitbreiding kan besighede nuwe produkte bekendstel, terwyl goedkoper leenkoste belegging en uitbreiding aanmoedig, wat sakegroei bevorder. Kulturele tendense in die sosio-kulturele omgewing maak nuwe markte oop. Na mate verbruikersvoorkeure verander, kan besighede innoveer om aan hierdie veranderinge te voldoen, wat die vraag skep na nuwe produkte en dienste wat op ontwikkelende lewenstyle afgestem is. Tegnologiese vooruitgang bied enorme geleenthede. Innovasie stel besighede in staat om nuwe produkte te ontwikkel en doeltreffendheid te verbeter, terwyl internettegnologieë globale bereik en koste-effektiewe digitale bemarkingsstrategieë moontlik maak. Die omgewingslandskap bied geleenthede deur middel van omgewingsvriendelike produkte. Na mate verbruikersbewustheid van volhoubaarheid groei, kan besighede 'n mededingende voordeel kry deur omgewingsvriendelike opsies aan te bied. Wetlike veranderinge kan ook geleenthede bied. Besighede wat vinnig aanpas by nuwe regulasies, soos opgedateerde verpakkingsstandaarde, kan nie gereguleerde markte betree en munt slaan uit hierdie veranderinge. Ten slotte, om die potensiaal van die makro-omgewing te verstaan, is noodsaaklik vir sukses in besigheid. Deur politieke, ekonomiese, sosio-kulturele, tegnologiese, omgewings- en wetlike faktore te benut, kan maatskappye aanpas, floreer en groei dryf.